Baie hartlik welkom. Lekker om saam te wees en te weet dat die Here ook daar by jou is. En ons het 'n verwagting dat die Here ons gaan ontmoet. Ons is besig om bietjie na te dink en te kyk na die komende dae wat kom. Dis Paastyd. En Paasfees is nog altyd in die Christendom die groot feesgeleentheid. En dis sommer my hartse gebed ook dat hierdie Paasfees vir jou hierdie jaar baie spesiaal sal wees. Ons gaan volgende keer bietjie praat oor Goeie Vrydag se viering en dan gaan ons bietjie saam, soos wat die behoefte ook deur julle uitgespreek is, saam nagmaal vier. Want hoe kan ons beter Goeie Vrydag vier, die kruisiging van Jesus, as die betekenis wat deur brood en wyn en druiwesap vir ons gesimboliseer word, die vergifnis wat Jesus vir ons bewerk het. Maar as ons dink aan die Paastyd, dan gaan alles oor die sonde van die mens en God se liefde wat vir ons vergifnis bewerk het. Deur sy seun te stuur om aan die kruis die offerlam vir ons sonde te word. Maar daarom is dit belangrik dat in aanloop na Paastyd dat ons onsself eerlik afvra oor sonde. Want dis waaroor die hele Paastyd gaan, oor die vergifnis van sonde. En as jy nie bewus is van jou sonde nie, het jy nie vir Jesus nodig nie. As jy nie eerlik is oor wat in jou lewe verkeerd is en wat God wil kom verander en die skuld wat hy van jou wil wegneem, dan gaan alles maar net vir jou 'n ritueel wees en vorm godsdiens. Maar Jesus is hier in hierdie Paastyd om dit wat hy aan die kruis gedoen het ook in jou en my lewe 'n werklikheid te maak. En daarom wil ons by hierdie geleentheid wil ons vandag bietjie kyk na wat leer die Bybel vir ons oor sonde. En wat is mense se sieninge oor sonde? Mense verskil oor wat hulle dink sonde is en hoe sonde hanteer moet word. En in hierdie wêreld is daar baie opinies en baie verskillende sieninge. Maar ons wil hoor wat is in God se hart. Ons wil in hierdie tyd by Jesus se voete sit en ons wil by hom leer en ons wil ons harte oopstel. Dat hy vir ons kan kom wys, wat is daar in ons lewe wat sonde is, wat skeiding maak tussen hom en ons. Ek wil vir jou uitnooi om ons te kontak, as jy graag wil, kan ons ook vir jou op sosiale media elke dag 'n teksvers stuur en ook 'n gebed en 'n kort boodskapie eenmal 'n week, as jy vir ons kontak by hierdie volgende nommer. Ons WhatsApp nommer is 0791951586. Kontak ons gerus en volg ons andersins op sosiale media, op Instagram, Facebook en ook op X. En as jy enige van hierdie boodskappe weer wil luister of wil aanstuur vir iemand, dit is alles op YouTube beskikbaar. Nou, as ons bietjie gaan kyk, wat dink mense oor sonde en wat sê hulle oor sonde, kan ons in die Bybel eerstens sien hoe die Fariseërs oor sonde gedink het. Hulle het sekere sondes was bekend en dit was geëtiketeer. En met hierdie sondaar mense wil hulle niks te doen hê nie. Daarom was dit vir hulle baie ontstellend dat Jesus 'n vriend is van sondaars. Dat hy uitreik na hierdie mense. Dat hy met hulle praat oor sonde, oor vergifnis en oor die ewige lewe. Jesus het gekom juis vir sondaars. Maar die Fariseërs het gedink, dis nie vir hulle nie. Hulle is nie sondaars nie. Tollenaars, hulle is bekend vir hulle oneerlikheid en hoe hulle self verryk deur ekstra tolgeld te vra om belasting op te stoot en dan vir hulle te vat wat hulle ekstra kan inkry. Hulle was ook bekend met die vrouens wat los lewens gehad het en onsedelik geleef het. Die oorspeliges, die prostituie, hulle was duidelik sondaars. En dan was daar almal wat nie eintlik godsdienstig was nie, wat nie deel van hulle kerkgroep was. Hulle is die slegte mense, hulle is die sondaars. Dis hulle wat gered moet word en wat in die oordeel gaan kom volgens die Fariseërs.
Jesus het juis gekom om daardie sonde las weg te neem en hulle vry te maak van sonde. Maar die Fariseërs wou nie eers meng met hierdie mense nie. Hulle wou nie met hulle praat nie. Hulle wil nie in hulle geselskap wees nie. Hulle het, selfs as hulle in die dorp was, en hulle daar tussen nie kerkmense geskuur het en aangeraak het, hulle gevoel, hulle is nou besoedel en hulle is nou vuil. Hulle moet onmiddellik 'n reinigingsritueel deurgaan, om 'n kop tot toon en net weer skoon te kom en rein te kom, want die mense het aan hulle geraak. En die mense wat onrein is, het hulle besoedel. Ja nee, hulle is skoon. Hulle het nie sonde nie, want hulle is dan die mense wat gereeld in die sinagoge is om te leer uit die Bybel, om die Ou Testament en die geskrifte wat daar in die sinagoge gelees is te verstaan en geleer te word. Hulle is die mense wat gereeld in die sinagoge is. Hulle is die mense wat hulle tiendes gee. Hulle het selfs met 'n bassein geloop in die strate om my 2 perde en my os en my skape wat ek nou bring met die tempel toe, of wat dit ook al was. Ek blaas die bassein dat almal kan sien. Ek is so godsdienstig, ek gee my tiende. Lang gesigte as op die kop. Wat gaan aan met die arme man? Kyk hoe swaar kry hy. Nee, hy vas. Hy's 'n baie godsdienstige mens. Kyk hoe trek hy aan. Kyk net die klere en die lang gewaad en die tossels en al die geestelike doeke wat hy aan het. Hy is baie toegewyd hierdie man. Hy's nie 'n sondaar nie. Hy's die ene wat vir jou kan uitwys wie is die sondaars. So dis die een prentjie wat ons in die Bybel kry oor sonde. Dat 'n mens ook daarom goeie werke moet doen om van hierdie sonde ontslae te raak. As jy hierdie godsdienstige dinge doen en jy doen goed, goeie dinge en jy gee vir die tempel en jy gee vir mense, dan het jy nou eintlik dit uitgebalanseer. Hierdie sonde wat jy gedoen het is nou uitgebalanseer met jou goeie lewe en jou goeie werke. En daarom is God tevrede met jou. En jy het vrede ook in jou eie hart, oor jou eie lewe. Maar Jesus het anders gedink. Hy sê, julle is bekommerd om mooi te lyk voor die mense en godsdienstig voor te kom en vroom te wees, en julle maak die buitekant van julle bekers en skottels silwer blink en dit skitter en dit lyk so goed. Dis hoe julle van buite lyk. Maar ek sien wat binne in hierdie beker en skottel is. Ek sien hierdie onreinheid, ek sien hierdie sonde, ek sien hierdie verkeerde dinge wat in julle binneste is. Julle lyk van buite mooi, maar van binne is daar allerlei onheiligheid en onreinheid en ongehoorsaamheid en sonde wat julle daar wegsteek. Jesus het ook vir hulle op 'n manier probeer verduidelik en vir hulle gesê, julle sê, daai vrou is 'n prostituut en daai ene slaap rond en daai ene is by 'n man wat sy nie meer getroud is nie en hulle is intiem met mekaar buite die eg. Dit is sondaars. En dan sê Jesus, ja, julle veroordeel ander mense, maar julle is blind vir julle eie sonde. God sien julle harte, die onreinheid in julle gedagtes. Hy wat na 'n vrou kyk om te begeer, het voor God reeds egbreek gepleeg. Dit leer Jesus in die bergpredikasie Matteus 5:28. Hy leer ook daar, as jy in jou hart haat het, en jy koester woede en wraak hier in jou binneste, en jy haat iemand, dan is dit vir God reeds moord. Nog voor hierdie gedagtes in 'n daad oorgegaan het, sien God dit in jou hart aan. Hy sien die binnekant van die beker, en hy sien dit wat daar aangaan, hier in jou binneste. Van buite lyk jy mooi, maar van binne is daar onheiligheid. So dis wat die Bybel vir ons leer, dat God anders is. God haat sonde. Daaroor het hy 10 gebooie gegee, waardeur hy sy volk wil leer hoe om te lewe, om hulle te onderskei van die wêreldse mense en die sonde in hierdie wêreld, moet hulle anders lewe. Daarom het hy die 10 gebooie gegee, oor God alleen lief hê, ouers eer, nie steel, lieg, moor, niks sondig begeer nie, die Here eer op die dag van die Here. Al hierdie riglyne maak dat hulle moet weet, God is 'n heilige God en ons mag nie sonde doen nie. Daarom
in die ark is hierdie 10 gebooie, hierdie kliptafels wat God die wette op neergeskryf het, gebeure. En die ark was eintlik die plek waar God se teenwoordigheid gesimboliseer is. Dis waar hy die leiding gee. Dis waar hy vir hulle wys wat die volgende tree is. Dis waar hy voor hulle uittrek om God se plan en se wil aan hulle bekend te maak. So die wet van die Here is bepalend vir julle lewe. En Jesus het nie gekom om die wette nou maar sommer net op te hef nie. Ons lees dat hy in die Bybel baie duidelik vir ons sê hoe belangrik dit is om reg te lewe. Luister bietjie wat sê die Bybel oor sonde. Romeine 6 vers 12 tot 14. Moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel, as 'n werktuig om goddeloosheid te bedryf nie. Nee, stel julle in diens van God. As mense wat dood was, maar lewend gemaak is, nou lewend is, en stel elke deel van julle liggame in diens van God, as 'n werktuig om te doen wat God wil. Die sonde moenie meer baas wees oor julle nie. Kan jy sien dat die Bybel baie ernstig is oor sonde? Kan jy sien dat die Bybel nie toegewings maak nie? Hy sê, jy moet geen deel aan sonde hê nie. Geen deel van jou lewe mag jy aan sonde wy nie. Jy moet heilig lewe. Dit beteken sonder sonde. Die vraag is dan, maak jy nog ruimte in jou kop vir sonde? Dis hierdie moderne mens vandag maak. Die postmoderne mens het allerlei argumente hoekom sonde nie meer so erg is nie. En jy moet nou nie met hierdie oudtydse argaïese bedier van dink kom om te sê daar's 'n hel en 'n straf vir sonde nie. Jy moet verstaan dat ons is maar almal swakkelinge en ons sondig almal, maar ons moet net goed lewe. Sodat ons, maak nie saak wie ons aanbid en vir wie ons goed lewe nie, vir watter God dit is nie, al hierdie paaie wat in die berg opgaan na die top toe, gaan maar na dieselfde God toe. Dis nie waar nie. Dis hoe mense dink. Dis hoe die duiwel, die leuenaar, die dwaalleraar ons sal wil laat glo. Johannes 14 vers 6 sê Jesus self, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Daar's nie 'n ander paadjie nie. Jesus het dit duidelik gemaak, daar's of 'n smal pad, wat reguit gaan na die smal poort in die hemel, of as 'n breë pad. En die breë pad eindig in die breë poort van die hel, en die meeste mense is daarop, en die wat op die smal pad is min. Daar's net 2 paaie. En daar's selfs mense wat dink hulle is op die smal pad, wat nie in die hemel sal ingaan nie. Mense wat tog maar hier binne kan sonde toehou, en dink hulle kan met sonde in die hemel ingaan. Daar's nie plek vir sonde in die hemel nie. Daarom het Jesus gewaarsku teen hierdie uiterlike voorgee godsdienstigheid, maar waar jy binnekant nie rein en heilig voor God is nie, nie skoon gewas is deur die bloed van Jesus nie, deur sy offer aan die kruis, die lam se offer. Nee, ek hou dit toe hier binne, maar God sien wat in ons harte is. Luister 'n bietjie wat Jesus self gesê het oor die oordeelsdag. Want daar is 'n oordeelsdag. Jesus het op baie plekke gewaarsku. As jy nie doen wat jy weet God se plan vir jou lewe is nie, sal die oordeel van God oor jou kom. Die Bybel maak dit ook vir ons baie duidelik, dat ek en jy moet weet, dat daar is straf vir sonde. Luister 'n bietjie wat sê Jesus daar in Matteus 7 vers 21. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader. My Vader wat in die hemel is. Baie sal in daardie dag vir my sê, maar Here, het ons dan nie in u naam gepreek en deur u naam bose geeste uitgedryf, deur u naam baie wonders gedoen nie? Dan sê Jesus, dan sal ek
openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Julle wat dink julle kan met sonde wegkom. Julle wat dit wil toesmeer. Julle wat dit wil wegredeneer. Daar is soveel filosofieë en soveel argumente. Gees van die Here kom sê, seksualiteit is bedoel vir 'n man en 'n vrou, wat in 'n eenheid aan mekaar gebind is in 'n huwelik. So buite hierdie grense is dit sonde. Help nie hoe jy dit ook al wil mooi maak. En, ons is nou ook maar lief vir mekaar. En, dit is nou nie meer so Ou Testamenties nie. En die Here sal verstaan, dit is tog liefde. God het duidelike grense getrek vir eerlikheid, vir leuns. Dit help nie jy wil kom en iets sê wat jy weet nie die waarheid is nie. Dit help nie jy dink jy gaan wegkom deur oneerlik met geld te werk nie. God sien dit raak. God weet van die haat en die woede in ons harte. So ek en jy moet weet dat dit nie net 'n kwessie van Here, Here sê is en buite kan die skottel mooi blink maak en vir mense beïndruk met my mooi vroom lewe nie. Jesus het nie die gebooie afgewater nie. Hy het gesê, hy het dit juist tot hulle volle betekenis gebring, 'n dieper betekenis, dat jy moet nie dink jy nou egbreek gepleeg, net eers wanneer dit fisies gebeur het nie, maar as dit in jou gedagtes is, in haat en woede, is reeds moord by die Here. So daarom lees ek in Matteus 5 vers 17 tot 19, dat Jesus by geleentheid sê, moenie dink dat ek, hoofletter ek, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan, as dat een letter of letterstreepie van die wet wegval, voordat alles voleindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak, en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Jesus sê, 'n jota en 'n titel is die kleinste letterstreepie en die kleinste kolletjie. Hy sal nie eers dit verander in die gebooie van God nie. Wat God sê verkeerd is, bly verkeerd vir altyd. As hy sê dit is sonde, bly dit sonde vir altyd. Daarom moet ons nie probeer verander daaraan nie. En dan spreek hy 'n oordeel uit oor hulle wat van hulle kant af dink die mens kan nou maar mense leer. Die Bybel is nie heeltemal so waar nie. Jy moet na die konteks kyk en na die tradisie kyk en jy moet kyk na die kultuur van ons dag. Wat is vir ons aanvaarbaar? Nee, ons moet gaan kyk, wat sê die woord en die eksegese en uitleg doen in die skopus, in die res van die woord, om te sien, wat sê hy op ander plekke? Hoe pas hierdie in? Want wat is God se hart? Wat sê hy is reg? En wat sê hy is verkeerd? Jy sien, ek en jy moet weet van ons kant dat God het nie met sonde ooit, maar net sommer grappies gemaak of het oorgesien of verskoon nie. Ons lees toe Adam en Eva, die eerste mense op hierdie aarde, toe hulle aan God ongehoorsaam was, toe hulle geëet het van die boom wat God hulle verbied het om te eet, het die sonde hulle lewe en hierdie wêreld besmet en beskadig. En die gevolge van die sonde was onder andere dat hulle uit die paradys uitgedryf was, dat hulle nie meer in die paradys kon woon en in daardie intieme gemeenskap met God kon lewe nie. Dat hulle nie meer die vreugde van die paradys en die heerlikheid wat God bedoel het vir hulle kon geniet nie. Want hulle het na die duiwel, na die slang geluister. Hulle het hulle rug op God gedraai en daarom is hulle uit die paradys uit verwyder en het daar engele wag gehou dat hulle nie weer kon terugkom nie. Selfs in Noag se dae, God het hulle gewaarsku. Hy het vir Noag selfs 'n boot laat bou, 'n reuse ark laat bou op die droë grond.
om almal te waarsku en wat daar kom, het gehoor, Noag sê, God gaan hierdie wêreld se sonde straf, hy gaan dit nie langer duld nie. Al hierdie onsedelikheid en oneerlikheid en al hierdie moord en al hierdie bedrog, hy gaan dit nie langer duld nie, hy gaan optree. En wat gebeur? Dit begin reën, en net Noag en sy gesin, wat aan God getrou was, is gespaar. Die oordeel van God het oor hierdie sondige wêreld en die sondige mense gekom en hulle vernietig. Selfs met Sodom en Gomorra, met hulle homoseksualiteit en hulle oneerlikheid en hulle onsedelikheid, het God gesê, tot hiertoe en nie verder nie. En met swaal en vuur het hy hierdie goddelose stede vernietig. Daarom moet ek en jy weet, God sal ook nie maar net sommer oor ons sondes, maar net sy oor toeknyp en sê, ag, toe maar, ons moet nou net 'n bietjie anders dink en modern dink hieroor, en dit is nie so erg nie, almal is toch sondaars. Nee, God sê, ek is 'n regverdige God. As ek gesê het iets verkeerd, en jy moet dit nie doen nie, dan is daar gevolge, en dan is daar 'n oordeel oor sonde. So wat lees ek in die Bybel? Ek lees dat God ons so lief het, dat hy 'n plan gemaak het, om vir ons sonde die straf op hom te neem. Dis waarom God sy seun gestuur het na hierdie wêreld. Dis hoekom Jesus na hierdie wêreld gekom het om te sê, ek wil jou verlos van sonde, ek alleen kan dit doen. En hy stap oor na die vrou wat daar by die put is, wat in 'n seksuele onrein lewe lewe. En hy gee vir haar die water van die lewe. Hy stap oor na Levi, oneerlike skelm sondaar, 'n tollenaar. En hy sê vir Levi, kom, volg my. Die liefde van God wat kom en sê, ek sien jou sonde, ek wil jou verlos daarvan. Sy gees klim uit die boom uit. Ek wil in jou huis, in jou hart, in jou lewe inkom. Sien dat dit die verhaal is van die Bybel, los die 99 skape en stap agter daai een verlore skaap aan. Dis Jesus. Dis waarvoor hy gekom het, om sondaars te soek en te red en te verlos van hulle sonde. Luister 'n bietjie net hierdie mooie verhaal in Lukas 5 vers 27, wat vir ons iets van die hart van Jesus bekend maak. Daarna het Jesus uitgegaan en 'n tollenaar met die naam Levi by sy tolhuis sien sit. En hy sê vir hom, volg my. Levi het alles net so laat lê en opgestaan en Jesus gevolg. Levi het 'n groot feesmaal in sy huis gehou ter ere van Jesus en 'n groot aantal tollenaars en ander mense het saam met hulle aangesit. Die Fariseërs en veral die skrifgeleerdes onder hulle het by sy disippels gekla en gesê, waarom eet en drink julle saam met tollenaars en sondaars? Toe antwoord Jesus hulle, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Ek het nie gekom om mense wat op die regte pad is tot bekering te roep nie, maar sondaars. Dis waarvoor Jesus gekom het. Hy het gekom vir sondaars. So as jy in jou hart aangespreek voel, en jy voel, ek is siek van sonde in my hart, dan het jy die dokter nodig. Dan gaan jy die dokter toe. Dan gaan Jesus na jou toe kom, soos nou. Dis nie toevallig nie. Dis hy wat weet wat in jou hart aangaan, wat die stryd teen sonde in jou hart ken, en weet dat jy eerlik en opreg niks met sonde meer te doen wil hê nie. Dit wil oorwin en wil skoon kom en rein kom. Dis waarvoor Jesus gekom het. Dis waarom hy na jou toe kom in hierdie oomblikke en sê, gee my jou hart, ek wil jou reinig. Ek het vir jou aan die kruis gesterf. Jesaja 53 vers 5 en 6 sê, terwille van ons sondes is hy deurboor. Hy het die straf gedra wat vir ons die vrede bring. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hy het vir ons sy lewe as 'n offer, die lam van God wat nou hierdie seun van God uit die hemel wat mens geword het nou vir ons die versoeningsoffer gebring, sodat sy bloed nou op die altaar gesprinkel word om te sê, dis betaal. Dis verby, daar's vergifnis vir jou. Wat 'n wonderlike vrede is dit nie wat die Here vir jou en vir my wil kom gee, dat hy sê, ek weet, jy het die dokter nodig. Ek sien jy erken jou siekte, jou sonde. Dis waarvoor ek gekom het.
Ek wil vir jou kom verlos. En weet jy, as jy in hierdie oomblik die Here se stem hoor, dis waaroor hierdie Paastyd gaan. Oor die Paaslam wat vir jou geoffer is. Die vergifnis wat vir jou berei is. Wil jy nie hierdie opgestane lewende Christus vra om jou lewe te kom skoonmaak en te kom reinig en te kom heel maak en nuut maak? As jy dit wil doen, hy's hier, hy's by jou. As jy dit vra, dit is binne sy wil, hy gaan jou verhoor. So kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U vir ons deur die Heilige Gees opnuut kom oortuig van sonde. Here, hier is my hart, kom wys vir my wat daar nog is, wat skeiding maak tussen U en my, wat teen U wil is, teen U wet is, teen U gebooie is, wat teen U hart is. Here, ek wil U wil doen en nie net Here, Here sê nie. Ek wil 'n opregte volgeling van U wees. Ek wil U gehoorsaam. Maar Here, kom verlos my van hierdie sonde en van my verlede. U het daarvoor aan die kruis van Golgotha gesterf en U alleen kan my vergewe. Dankie Here Jesus dat U aan die kruis gesterf het vir my, betaal het vir my straf op U geneem het. En nou vra ek net Jesus, kom reinig my. Ek glo U het ook vir my gesterf. Ek glo U het my sonde op U geneem. Ek glo U het nou in my hart ingekom. Ek glo U het vir my gereinig. En die ou dinge is verby. En U het my 'n nuwe mens gemaak en U woon nou in my. Lei my hier vandaan en maak hierdie Paastyd vir my 'n baie spesiale tyd. En dankie vir goeie Vrydag. In Jesus naam. Amen.